Goeienaand, baie welkom by die oujaarsdiens van NG Gemeente Skatbere. Ons het weliswaar nie 11:30 in die middernagdiens nie, maar 6:00 die aand. Ons almal is maar 'n bietjie bekommerd oor al die slegte paaie in die donker. En party van ons kan nie meer so lekker wakker bly nie. Ons gaan vanaand stil staan by 1 Tessalonisense 5, by primêr vers 16 tot 18. En ons tema is bly danksy. So lekker woordspeling. Mag jy saam met ons God se nabyheid en sy vreugde, sy vrede, sy teenwoordigheid beleef. Paulus sê in Romeine 8, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Vir jou wat kind van God is, genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God jou Vader, kom van Jesus Christus jou verlosser, kom van die Heilige Gees wat deur sy krag in en deur jou werk. Amen. Ek wil vanaand begin met 'n Kersfees illustrasie, 'n perfekte Kersfees. Dink jou in. Jy het hierdie perfekte Kersfees, perfekte geskenke gekry, geskenke wat presies by jou pas, amper asof een of ander AI, kunsmatige intelligensie, Google vir jou geluister het en gekyk het waarna jy kyk op internet en presies dit vir jou gekoop het wat by jou pas, wat jy wil hê, jou hartsbegeerte. Op die tafel die lekkerste kos wat jy aan kan dink, jou gunsteling etes, perfek. Maar jy is alleen. Niemand om jou hand vas te hou as jy bid nie. Niemand om 'n glasie mee te klink op Kersfees nie. Niemand om jy die verhaal van Jesus te vertel nie. Niemand wat kyk hoe opgewonde jy is as jy 'n persent oopskeer en dit wat jou hart begeer het kry nie. Ons almal weet dit klink nie goed nie. Dis nie 'n perfekte Kersfees nie. Want die lekker van Kersfees lê nie in die goeders nie, maar eintlik lê dit in die verhouding met mense. Kersfees se boodskap lê in Christus, nie in die geskenke wat ons kry nie, in die mekaar. Ja, die geskenke is lekker, die kos is lekker, die drinkgoed is lekker, maar die mense, die verhoudings, dis die hart van die saak. 1 Tessalonisense 5, ons gaan vers 12 tot 28 lees. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon liefde en die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Maar ons druk dit op julle hart, broers, wys die leegleiers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig, sodat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liever vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Moenie profetiese uitsprake van die boodskap van God, wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is. Bly weg van alles wat sleg is. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, dat julle geheel en al, na gees, na siel, liggaam, julle so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek dit by julle daarop, dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Ons teksvers, vers 16 tot 18. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God wat in Christus Jesus dit van julle verwag. Dit klink onmoontlik. Dit klink nou 'n onmoontlike opdrag. Wees altyd bly. Wees in alle omstandighede dankbaar. Regtig, dominee? Alle omstandighede. Kom ons kyk na die wêreld om ons. Die nuus maak ons depressief. Mense verloor hulle werk. Elektrisiteit se prys gaan op. Petrol se prys nou wel 'n bietjie gesak, maar ons verwag dat hy weer lekker gaan styg in die nuwe jaar. Mense word siek, mense gaan dood. Daar's natuurrampe, vloede, huise word weggespoel, karre, mense verdrink. Daar's droogtes.
Dit raak baie keer vrek warm. Dit raak op plekke baie koud. Mense skei, verhoudings breek, goed raak stikkend. Ons TV hou ook net so lank. En moet ons dankbaar wees in alle omstandighede? Dit klink na 'n onmoontlike opdrag. Te midde van al ons emosies en ons ervarings, ons werklikheid, hoe verwag God dit van ons? Die sleutel tot hierdie verwagting van God lê in vers 17. Bid gedurig. Dit is nie die opdrag van wees altyd bly, wees in alle omstandighede dankbaar, is die opdrag bid gedurig. Dis die geheim, dis daai motor wat die ander twee aandryf wat dit moontlik maak. Nou moet ons onthou, gebed is nie 'n pligpleging nie. Gebed is nie 'n krisisoproep nie. Gebed is nie iets wat ons net Sondag doen of net na etenstyd nie. Gebed is 'n lewende verhouding met God. Ons doen ook gebed wanneer ons oë toemaak en ons hande vou en op ons knieë staan. Maar gebed is 'n lewende, 'n asemhalende, 'n konstante gesprek met God. 'n Konstante bewuswees van God se teenwoordigheid, van ons verbondenheid met ons hemelse Vader. En is daardie verhouding, daardie bewuswees wat vir ons vreugde gee, wat vir ons dankbaarheid gee, wat vir ons die krag gee om altyd bly te wees. Om in alle omstandighede, goed, sleg, dankbaar te wees. Klink amper soos 'n huweliksformulier, for better or for worse. Hoe sê hulle? For better of for worse. In alle omstandighede. In siekte en in gesondheid, in voorspoed en in teëspoed. Ja, dis die verhouding, die bid gedurig, die aan God verbind wees, wat vir ons krag gee. Wat maak Kersfees lekker? Wat maak Kersgeskenke lekker? Wat maak 'n Kersete lekker? Die verhouding. Ja, dis verhoudings wat vir ons vreugde gee. Die lekker van die lewe, die blydskap daarvan, die dankbaarheid, kom vanuit ons verhouding met God. En daarmee saam ook ons verhouding met ons medemens. Want ons verhouding met God is 'n 1-tot-1 ding, maar is ook 1-tot-'n familieding, 1-tot-'n volkding, 1-tot-'n gemeenskapsding. Ons leef nie alleen saam met God nie, ons leef saam met ander mense saam met God. Nie in iemand anders se wêreld nie, ons leef in God se wêreld. Daarom is dit hierdie konstante bewuswees van God, deel met hom, praat met hom, wandel met hom, en ook met mense wat rondom ons is. Wonderlike voorbeeld van liefde en van verhouding is altyd mense wat verlief is. Dan maak klein irritasies glad nie saak nie. Daar is mos daai liedjie wat sê, klein jakkalsies. Dis met tyd wat hulle kom, as die verliefdheid begin wegraak. Wanneer ons lief is vir mekaar, dan maak die klein goed nie saak nie. Gaan dit oor die groot goed, die verhouding is groter. En so ook met God. Hoe nader ons aan God leef, hoe meer ons in liefde met hom leef, hoe minder pla die klein irritasies van die lewe ons. Die lewe word nie noodwendig makliker nie. Ja, Christene gaan ook dood. Christene verloor ook hulle werk. Christene se huise spoel ook weg. Christene se karre breek. Christene word siek en kry seer. Maar ons weet ons is nie alleen nie. Ons leef met 'n ander ingesteldheid en 'n ander houding, want daar is 'n God met wie ons kan praat, 'n God wat ons liefhet, 'n God by wie ons kan wees. Daarom kan ons bly wees, kan ons in alle omstandighede dankbaar wees, want daar is 'n God wat lewe. Waarvoor is ons alles dankbaar in die lewe? Wat is die konteks waarbinne ons dankbaar kan wees? As ons sommer net aan Paulus dink, en weer aan aansluiting by daai begin wat ek gesê het, joh, dominee, dit klink onmoontlik. As jy na Paulus se lewe kyk, klink dit amper onmoontlik dat hy hierdie brief kon geskryf het. Paulus wat in die tronk was, Paulus wat in groot moeilikheid beland het in die Romeinse ryk, die Jode wat hom met klippe gegooi het, hom laat slaan het. Uiteindelik moes hy voor die keiser verskyn, omdat hulle gesê het, hy is iemand wat 'n rebellie veroorsaak. Iemand wat in die tronk was, baie lank in huisarrest was. Het op stadium 'n skipbrekeling was, dat die hele skip gebreek het en hulle op die strand uitgespoel het en vir 'n lang tyd op 'n eiland gestrand was. Paulus wat verwerp is deur sy eie mense, die Jode. Hy wat die groot vervolger van die Christene aanvanklik was, word een wat self vlug, omdat hy vervolg word.
Waarvoor kan mens dankbaar wees in hierdie omstandighede? Ja, die voor die hand liggende een, as jy nou enigiemand in die kerk vra, sal sê, redding in Christus. Dis wat Kersfees ons kom vertel, Paasfees, die hele evangelie. Ons is nie verlore nie, ons het 'n toekoms. Ons is mense wat saam met God leef, hy wat mens geword het. God wat ons verstaan, God wat ons pa is, vir wie ons kan sê, Abba. Daai toegang tot die Allerhoogste, die voor die hand liggende goed, waaroor Christene moet dankbaar wees, en wat ons sommer in ons slaap vir die dominee kan sê. Maar daar's ander dinge ook. Ons alledaagse seëninge. Ons het 'n ou Halleluja lied wat sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Ja, die kos op ons tafel. Dat het jy gehad om te eet vir Kersfees. Blyplek. As dit reën, druppel water op jou kop. As dit stort reën, is jy papnat of is jy droog. Ons kry dalk nie 'n groot salaris nie, maar dalk kry ons 'n salaris of 'n pensioen. Ons bly langs die see. Wonderlik mooi, elke dag anders. Ons hoor die golwe, die voëls, die natuur, die son wat opkom. Die lewe is 'n gawe van God. En dan soms met tong in die kies sê hulle, as jy wakker word en iets is seer, dan kan jy dankie sê daarvoor, want dit beteken jy lewe nog. Dit beteken, jy is dalk oud en stikkend, maar jy is nog hier. Jy het nog 'n dag. Nog 'n kans om God te aanbid. Ons kinders, ons kleinkinders, ons vriende, medegelowiges. Ja, dit gee vir ons vreugde in die lewe. Soveel gawes wat ons onverdiend ontvang. En dan is daar 'n manier om prakties te gaan dankbaar leef elke dag. En hier is so 'n paar goed wat ons as 'n riglyn gaan gebruik. As jy wakker word, dan is dit belangrik dat voor jy jou foon optel, voor jy die nuus lees, voor jy Facebook of YouTube of sosiale media kyk, of CNN of Netwerk 24 of News24 of wat ook al, sê vir God, jy is dankie. Dink aan 3 dinge waarvoor jy dankbaar is en sê hardop vir God daarvoor dankie. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie vir die asem in my longe. Dankie vir my gesin. Ja Here, selfs dankie vir daai Harry daar wat my wakker geskree het. Draai jou denke na God toe. Fokus op God, nie op hierdie wêreld en al sy krisisse en sy probleme nie. Ons is gewoond daaraan om te bid wanneer ons eet. Om terwyl ons eet vir die Here dankie te sê. Maar ons is ook gewoond daaraan om amper 'n rympie op te sê. Party families het so 'n halwe familiegebed voor ete. Seun Vader wat ons eet, laat ons nimmer U vergeet. So 'n klomp goed, verskillende gebede. Maar dink bietjie oor voor jy vanmiddag of vanaand gaan eet, môreoggend. Die boer wat gesaai het, mense wat gepluk het of masjien wat gestroop het, die vervoer hierheen, die winkel en mense wat daar werk. Jou eie werk het vir jou geld gegee dat jy dit kon koop, die hande wat die kos gemaak het. Dink bietjie oor die groter reis wat kos vat voordat dit in jou bord kom. Wanneer ons in die lewe swaar kry beleef, wanneer ons wil kla, en ons mag kla, daar's baie klagte psalms in die Bybel, daar's 'n hele boek met die naam Klagliedere. Maar maak dit 'n gesprek met God. Ons hoef nie ons swaar kry te ontken nie. Maar bring dit na God toe. Plaas van sê, ag nee, die verkeer alweer, hierdie dag gaan sleg wees. Sê, Here, hierdie verkeer frustreer my. Maar dankie dat ek 'n motor het. Help my om geduldig te wees. Here, hierdie ou saam met wie ek werk maak my mal. Dankie dat ek 'n plek het om te werk. Hoe meer ons met God praat, hoe natuurliker raak het, hoe makliker raak het. Gee dit vir ons dalk 'n ander perspektief op die seer en swaar. Vat nie noodwendig alles weg nie. Die seer dinge herinner ons. Ons het so tong in die kies gesê, as iets seer is, wanneer jy jou oë oopmaak, dan weet jy lewe nog. Maak dit 'n gebedsherinnering. Elke keer as jy pyn voel of ongemak ervaar, geïrriteerd raak, moeg is, gefrustreerd rees, laat dit vir jou sê, Here, ek wil gedurig bid. Hierdie is seer, maar ek lewe. Dankie daarvoor. Wees my asseblief hierin tot hulp. Help my om dit te gebruik om nader aan U te kom. Dis amper waar
vas inkom, dat die ongemak wat jy beleef wanneer jy vas beleef, jou herinner aan dat God daar is. Jou herinner, dink aan God. Paulus skryf uit die tronk uit. Hy weet wat pyn is, hy weet wat 'n struggle is, hy weet wat dit is ons mense jou onregverdig behandel, en tog sê hy, bid geduldig, wees dankbaar. Voor jy vanaand gaan slaap, sê dankie. Kyk terug na jou dag en soek waar God in jou dag teenwoordig was. Gaan soek dalk 'n vingerafdruk van God. Glimlag van 'n vreemdeling, mooi sonsondergang, veilige reis huis toe, 'n boodskap wat iemand vir jou gestuur het, 'n oomblik van vrede te midde van chaos. As jy so iets het, gebruik dit in 'n dankbaarheids- of 'n gebedsjoernaal, dat jy God kan raak sien, dat jy jou brein kan leer om God te sien. En deel dit met ander. Vertel dalk vir iemand waarvoor jy dankbaar is vandag. Vertel vir mense wat jou lewe is, jou kinders, jou ouers, van 'n God oomblik wat jy vandag beleef het. Ons gaan nie perfek wees in die lewe nie. Alles gaan nie altyd perfek uitdraai nie. Maar rigting is belangrik, en die rigting moet gewees na God toe. Elke keer wat ons swaar kry, elke keer wat ons kies om bly te wees, te bid, om dankbaar te wees, om vol te hou, om aan te hou. Kersfees, waar ons begin het, sê vir ons dat verhouding met God, verhouding met mense, maak die lewe draaglik. Maak dat ons kan dankie sê, dat ons kan bly wees. Ons het by Kersfees vir Christus ontvang. Ons ontvang 'n nuwe lewe. Ons kyk vanaand terug na 'n ou jaar, ons na volgende jaar, 2026, dat ons vir God kan sê dankie. Dat ons kan bly danksy. Bly kan dankie sê, dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. Daar's vreugde by God. As jy hierdie week kans het, vat bietjie die kaartjie, en kyk of jy jou dag 'n dankbare gebed kan maak, 'n verhouding saam met God. Hemelse Vader, dankie dat ons in U liefde en genade kan leef. Dankie Here dat ons kan weet, U sorg, U voorsien, U is God met ons. Bind ons vas aan U. Mag ons Here in U liefde en genade leef, en waar ons 'n nuwe jaar ingaan, kyk ons terug en ons sê dankie. Dankie vir die hoogtepunte, Here, ook vir die laagtepunte, dat ons daardeur is. Dankie Here vir die vreugdes en ook die seer. U is die lewende en teenwoordige God. En as ons môre ingaan, en is ons seker, dan weet ons is nie alleen nie. Here, U is ons lig, U is ons hoop, U is ons God. Amen. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.